Hy gaan kom op die wolke, ja dis seker. Elke kind van God gaan ons sien. Saam met hom bring hy al die verloostes, die wat hom in gees en waarheid dien. Weereens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Nou ek glo en vertrou dat dit soos altyd baie goed gaan met u en dat die waarheid van God se woord steeds vir u van kardinale belang is. Nou vandag se video nog 'n wegraping prediction vir 2026 en dankie, dit is hierdie keer nie daar in die Botha nie. Ek dink baie mense het uit hulle foute geleer, maar daar is baie mense wat steeds nie leer uit ander se foute nie. Nou ons gaan vandag kyk in hierdie video hoe baie mense die voorspelling waag. Hulle sê dit sou 21 Junie plaasgevind het en toe is dit 24 Junie en nou is die res van die jaar nog steeds daar vir 'n sogenaamde wegraping wat gaan plaasvind in 2026. Nou die laaste paar dekades was daar heel wat mense gewees wat voorspellings gewaag het. Dit het nie waar gekom nie met baie goeie rede en ons gaan daaroor gesels vandag. Maar kom ons gaan kyk wat hierdie mense leer. Ons moet dit beoordeel in die lig van die skrif, so kom ons spring dadelik weg. Nou ja, die rapture scam, soos ek het maar noem, die pre-tribulation rapture, dis my standpunt. Daar's mense wat verskil van my, maar dit is nie gegrond op die Bybel, op die woord van die Here nie. Die wegvoering van die kerk gaan wel plaasvind by die wederkoms van Christus en Jesus sê vir ons baie duidelik wanneer dit gaan gebeur. Maar baie mense leer nie, want hulle ken nie die skrifte nie, hulle dwaal, omdat die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie, Matteus 22:29, as mense so 'n bietjie gaan navorsing doen, so 'n bietjie gaan Bybelstudie doen, en in gebed met God deurbring, dan sal baie mense besef, dat die wegraping van die kerk wel gaan plaasvind by die wederkoms, maar na die groot verdrukking. Nou ja, 'n tyd gelede, verlede jaar, 23-24 September, was daar 'n man in die naam van Brother Joshua, en hy het die voorspelling gewaag, dat die wegraping wel gaan plaasvind, op daardie tydstip 23-24 September. Dit is hy hierdie, Brother Joshua, ek beskou hom nie as 'n brother vir my nie, hy's 'n valse profeet, want hy glo steeds, dat die visioen wat hy gehad het, of die gesig, of wat ook al, die is nog steeds korrek, en hy hou vas dat dit steeds gaan gebeur. Hy leer absoluut glad nie uit sy foute nie, en hy sê ook, hy het geen berou oor wat hy gesê het nie, want hy weet wat hy gesien het. Nou, hierdie man, Daniel Chang, ons gaan vandag oor hom gesels, hy is 'n man wat sê, Jesus did not appear to Joshua for no reason. En ons sal ook sien hoe dat sy voorspelling misluk het. Maar daar is ook baie mense wat glo dat die wegraping in 2026 gaan plaasvind. Daar is hordes van hulle, en ek het maar 'n paar fotootjies wat ek nou vir julle gaan wys op die skerm, wat glo dat dit wel gaan plaasvind in 2026. Kom ons gaan kyk daarna. Nou ja, hier is hulle, hierdie man het 'n preek gebring, en dit is 'n TikTok video, jy kan dit op YouTube gaan sien, en hy sê 2026 kom Jesus terug. Hierdie man glo egter dit kan hierdie jaar plaasvind in September, Oktober of November, en hierdie is 'n man wat natuurlik ook die voorspelling waag, dit is in 2026, Ubert Angel, ek beskou hom ook as 'n valse leraar, en natuurlik Gerald Wey, ons bekende ou Gerald Wey, wat elke week 'n video doen en sê die wegraping is imminent, dit gaan plaasvind en dit gebeur nie, en so is daar heel wat mense wat glo aan 'n wegraping wat gaan plaasvind voor die groot verdrukking en spesifiek 2026. Nou ja, kom ons gaan kyk na Daniel Chang. Dis 'n man wat glo die wegraping sou plaasvind op 21 Junie. Hy het ook datums voor dit gehad, ons gaan nou daarna kyk, en dit het nie gebeur nie, en so skuif hy dit gedurig aan, en hy sê definitief 2021, dis verby, dit het nie gebeur nie, en hy sê die wêreldbeker sou gekanselleer word. Nou, dit is absoluut so teleurstellend, dat mense nie God se woord ken nie, en daarom dwaal hulle oor hierdie goed. Nou kom ons gaan kyk na die videoklip. Ek stel voor dat die klank so 'n bietjie harder sit, hy praat baie sag, maar kom ons gaan luister wat hy sê van 21 Junie of 21 Junie, en dan verwys hy ook na verlede jaar, dat dit nie die arrival date was nie, maar die starting date, met ander woorde,
Verlede jaar sou die Here nie arrive, hy sou nie gearrive het om te kom nie, dis net die starting date, hy gaan nog arrive. Kom ons gaan luister wat hy sê. Hello, brothers and sisters in Christ. Last night I was praying to Jesus and he showed me the final rapture date is on June 21st. It's amazing how all the confirmations that God has shown us still aligns, because I really thought the rapture would have happened today. But anyway, I'll explain everything to you guys. So first of all, you have to understand there was only one delay in this whole Exodus journey, just like how the bridegroom and the master delayed only one time. So this delay was on May 17th to 18th, according to Jesus' timing, which is off by 3 days, so that points to May 21st. So listen, September 23rd, 24th, 2025, that was not the delay, because that was only the start date of the rapture journey, because Jesus said he would come to rapture us on September 23rd, 24th, 2025. He never said he would arrive to rapture us on those dates. So Jesus came to rapture us. That's the start date, right? That's not the arrival date of Jesus. Jesus only delayed his arrival. He didn't delay his start date. Nou ja, hierdie mense sal elke storie uit die boek gaan haal om 'n verduideliking te gee van hulle mislukte pogings of hulle mislukte voorspellings wat nie plaasgevind het nie. Nou hy sê die Here het vir hom gewys dat die wegraping gaan plaasvind op 21 Junie 2026, dit het nie gebeur nie. En dan sê natuurlik die delay was nie 23-24 September nie, dit was nie die arrival date nie, maar slegs die starting date. En jy kan gesien het op daardie skerm, as jy weer gaan kyk, dit net weer oor gaan speel, gaan jy sien, hy het verskillende datums al gehad. En hierdie mense weet nie waar en wanneer nie. Hulle waag voorspellings, as dit nie plaasvind, en skuif hulle dit gewoonlik aan, maar dis absoluut skokkend, dat mense sulke voorspellings kan waag. Nou kom ons dan kyk in sy volgende video, praat hy van Junie 24. Nou hier sê hy, nou ja, 24 Junie is die datum, en 24 Junie het gekom en gegaan, en dit het ook nie plaasgevind nie. Kom ons gaan luister. Hello, brothers and sisters in Christ. We're going to be raptured in 3 days on June 24th. So from September 24th, 2025 to June 24th of this year is exactly 9 months. And 9 months is the length of a woman's pregnancy period, which symbolizes the rapture or the man-child of Revelation 12 being born on June 24th. So 2026 is the year of the rapture, according to Hosea chapter 6 verse 2, which says, after 2 days he will revive us, and the third day he will raise us up, and we shall live in his sight. So a day to God is 1,000 years to man. So 2 days symbolizes 2,000 years. 2,000 years after Jesus was crucified in 33 AD is 2033, which is the start of the millennial reign. However, you got to subtract the 7-year tribulation from 2033 to get to the year of the rapture, which gets you to 2026. So you have to add the first half of the tribulation, which is 3.5 years, to 2026 to find out the midpoint of the tribulation, which is when the 2 witnesses will be killed, which gets you to 2029. Nou ja, hier gee jy nou 'n verklaring nadat dit nou nie plaasgevind het nie. Dis natuurlik 21 Junie, sê dat die Here hom gewys het is 24 Junie, omdat dit 9 maande na 24 September 2025 is, en val dit saam met die geboorte van die manlike kind op Openbaring 12. Nou, dit het niks met die wegraping te doen daar nie. Openbaring 12 spreek van in die middel van die 7 jaar, en daaroor sal ek later 'n video gaan doen. Maar hierdie man is baie teleurgestel, dit het nie plaasgevind nie, en dan verwys hy na 2033, die tydgleef van Jesus se kruisiging is 33 AD, en dan moet jy nou 7 jaar aftrek, en dan verwys hy na die middel van die 7 jaar, wanneer dit gaan plaasvind, en so meer. Dis asof hierdie mense nie weet wat om te antwoord na hulle mislukte voorspellings nie. Maar kom ons gaan kyk na 'n video van Sean Christie van Revealing Truth, en hoe hy dit verduidelik, natuurlik ook die dieselfde man, David Chang. Kom ons gaan kyk. Nou voor ons die video speel, hier kan jy duidelik sien dat 2 jaar gelede het die Here vir hom gewys, dis nou vir David Chang, dat die wegraping op 10 Junie 2026 sou plaasvind. Nou dit het nie gebeur nie, en nou het dit 21, en dan is dit 24, en so meer. Kom ons gaan luister wat sê Sean oor hierdie man.
He usually starts his videos like this. Hello, brothers and sisters in Christ. Yesterday I was praying to Jesus, asking him about the timing of the rapture, and he pointed me to the rapture happening on June 17th to 18th. Yeah, but that wasn't Jesus, and why this kid can't figure that out is a mystery. With all these rapture date setters, we can follow one simple rule, and that anyone saying the rapture is happening at a specific time is automatically wrong, because nobody knows the day or hour other than God. But secondly, why spend so much time trying to figure it out? Jesus gave us the signs to look for in Matthew 24, and we're seeing more and more of them happen, so we know Jesus' return is getting closer. That's good enough for me. So let's teach and preach the gospel as much as we can before that time comes. Daniel, if you do see this video, please understand that it's not God you're hearing from if he's continually giving you the wrong rapture dates. And if it's not God, then those voices are either demonic or they're coming from your own ideas. But regardless, you've got to stop this because you're being deceived, you're deceiving yourself, and you're deceiving others with this. Nou, dis heeltemal korrek. Die Here gee nou vir hom sogenaamd datums wat kort verander. Dit kan nie die Here wees nie. Dis sy eie stem of is demone wat met hom praat. Maar dis baie duidelik dat mense wat hierdie voorspellings waag, dieselfde foute oor en oor begaan. Kom ons gaan luister na die volgende man wat die wegraping voorspel in 2026. Nou hierdie man, ek het nou nie sy naam nie, bekend is sy naam nie, maar hy sê die wegraping, die bewys van die wegraping 2026, dat daar 147 dae oor is tot by die wegraping en die groot verdrukking. Kom ons gaan luister na sy video's. All right, I'm going to give you what God gave me. I freely received and I'm going to freely give. There's 147 days to go. 147 days to go until the rapture tribulation 90-day season. And I'm going to show you what God showed me. I'm going to give you 3 days. In 2033, September, October, November, Jesus returns for the 1,000-year reign. 2030, March, April, May is mid-tribulation. 2026 is rapture and the start of the 7-year tribulation. So there's 147 days to go into 2026, September, October, November. Now I'm going to show you what God showed me. Nou ja, baie duidelik dat hy sê, the Lord showed me, die Here het met hom gepraat en hom spesifiek gewys dat die tydperk, die venstertydperk van die wegraping en die tyd van wanneer hy gaan terugkom sigbaar 2033, wanneer die 1000 jaar van vrede aanbreek. Maar dit is baie duidelik dat hy sê 147 dae tot met die wegraping. Nou, dit gaan nie gebeur nie, kom ons kyk daarna, hou dit maar dop, dit gaan nie gebeur nie. Die wegraping van die kerk gaan nie plaasvind in 2026 nie, maar dis wat hierdie mense glo. Kom ons gaan kyk na 'n ander man wat natuurlik sê we are going home soon en dan gee hy sy verduideliking hoekom ons in 2026 weggeraap gaan word. Kom ons gaan luister. It's over, guys. We're about to go home. Revelation 22:11. He that is unjust, let them be unjust still. He that is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Everything is in place. We are going home very soon. Guys, what's up? Welcome back. Jesus loves you. How you doing? So 2033 is the last window of the second coming of Christ, which makes 2026 a last window for a rapture, being 7 years before 2033. Most scholars
say that Christ was crucified in 33 AD, which is the exact spot that we are at right now for a rapture in 2026, which would be 7 years before the second coming of Christ. Most of the church fathers said 33 AD, 32 AD. Scholars give us a window of about 3 years. 31, let's say 30, 31, 32, 33. That's the window that scholars have been talking about for thousands of years. Church fathers have been writing about for thousands of years. This 5-year or so gap, and we're at the end of it. So at the same exact time that that is happening, which is factual, we have the war with Iran, Israel being potentially surrounded, right? We're seeing prophetic things off the charts with the war. We're seeing comets or whatever they are falling from the sky, things falling from the sky at rates that they've never happened before, more than ever. So the idea that that would be just a coincidence, that all those things, especially with this war ramping up, which seems to be pointing to prophetic things, that happening right at the same exact time where we're 7 years out from the 2,000 year potential return of Jesus from his crucifixion in 33 AD, right? Because we've already passed the 30, the 31, the 32, and the rapture didn't happen. So he wasn't crucified potentially in that area. 33 AD is the last window. Nou ja, hy sê we are going home soon, en hierdie woordjie soon is 'n baie populêre woord by baie van ons pre-tripleraars en gelowiges, want hulle glo dis imminent, dit gaan enige tyd gebeur, dit kan vanaand gebeur, maar dit is nie die waarheid nie. Die woord van God is duidelik dat die wegraping gaan plaasvind, maar dan moet eers paar goed gebeur, en die woord is duidelik daaroor. Hy gaan nie vandag daaroor gesels nie. Maar die man glo die venstertydperk is 2033, omdat 2031, 32 nou reeds verby gegaan het, en 2024, 2025 het die wegraping nie plaasgevind nie, so die laaste ene is 2033, en daarom moet die wegraping in 2026 plaasvind. Nou hy sê, daar sekere gebeure wat plaasvind, soos wat nou in Israel gebeure, die Iran-oorlog, daardie is maar tekens wat gaan lei na die finale 7 jaar periode toe. Dit is nie die tekens dat die wegraping op hande is nie, maar dit gaan lei na die verbondsluiting wat die vors van Daniel gaan maak met die nasies rondom Israel en met Israel self. Dit is aan die kom, dis baie naby, hoe naby weet ek nie, maar is aan die kom, maar dit is nie 'n teken dat die wegraping nou moet plaasvind nie. Maar nou ja, daar's baie mense wat teleurgesteld gaan wees, wanneer dit nie gaan gebeur nie. Nou, een van die manne wat natuurlik, hy sê, hy is nie discouraged nie, maar jy kan sien, hy is teleurgesteld, die wegraping in die plaas vind op 21 Junie 2026 nie. Kom ons gaan kyk. Hey everybody, Rick here with Departure Heaven. Today is June 21st, 2026. As you could see, I am still here, and so are you. It looks like the rapture has not taken place today. And I'm not one bit discouraged. Okay? I didn't hold my breath on this one. Okay? It was a nice thought for the whole day, but I didn't get too excited about it. It turned out to be a nothing burger. I think I can call it a nothing burger by now, because we've only got, 9:43 p.m. in my time, Eastern Standard Time. That's, roughly under 3 hours left. And then California, they're 3 hours back from us. Either way, folks, it doesn't look like it's going to happen today. And I know a lot of you probably were hoping. So was I. But we still have the remainder of this year, folks. We still have 6 whole months for it to happen. Okay, and if it doesn't happen this year, then we'll be looking, all eyes will be on 2027. Nou ja, hy is nog hier sê, en het lyk nie of die wegraping plaasgevind het. Nee, dit het nie plaasgevind nie. En het gaan nie plaasvind in 2026 nie. Maar hierdie man sê nee, ons het nie moed verloor nie. Ons het nog die hele 6 maande oor van die jaar.
Maar dit kan gebeur, en as dit nie hierdie jaar gebeur nie, dan is dit 2027. Absoluut skokkend, dat mense luister na valse profete oor voorspellings vir die wederkoms van Christus, of die wegraping van die kerk wat gaan plaasvind. Dis absoluut dwaas. Ons moet gaan kyk wat die skrifte leer. Dis baie belangrik. Ons moet gaan kyk wat het Jesus sê, watter tekens gaan plaasvind voordat hy gaan terugkom, en hy het dit duidelik vir die disippels op die Olyfberg uitgestipuleer, een vir een, en vir hulle gesê, dit is die tekens wat gaan plaasvind voordat hy gaan terugkom. Maar mense luister nie daarna nie. Hulle luister na conspiracy stories, en hulle luister wat mense vir hulle opdis. Absoluut baie skokkend. Nou ja, ek sluit af. Hierdie mense leer absoluut nooit nie. Mag die Here mense se oë open, dat hulle kan die woord van God kan verstaan. Wat het Jesus geleer? Wat moet plaasvind voordat hy weer gaan kom? Die wegraping is nie 'n geheimsinnige, imminent rapture nie. Dit gaan nie plaasvind nie. Maar baie mense verskil met my, en hulle sal aanhou verskil en my aanval daaroor, maar die waarheid is, dit gaan nie gebeur nie. Ons moet besef dat die Here het vir ons geleer presies, hy gaan ons nie in 'n onkunde laat nie. Hy leer vir ons presies wat moet gebeur, voordat die dag is, die dag wanneer hy gaan terugkom. En dis baie duidelik in die skrifte. Goed, dit gaan nie plaasvind nie, en hoekom? Want Jesus het gesê, dit gaan na die groot verdrukking plaasvind. En dit is absoluut wat die woord leer. En dit is nie iets anders, die woord leer nie iets anders nie. Dit is wat God se woord leer. En ons moet gaan kyk wat die woord leer en dit aanvaar. Nou ja, baie dankie dat jy saam geluister het. Nog 'n voorspelling wat misluk het. Dit gaan steeds misluk, want dit gaan nie gebeur soos baie verwag nie. Tot 'n volgende keer wanneer ons weer gesels. Mag die Here u seën. Totsiens.